Jy is ingeskakel op Stream Central en ook wêreldwyd beskikbaar by streamcentral.co.za. Dit is daai tyd van die middag, dis tyd vir the Pet Pulse. Low, heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central. Ja, dis tyd vir the Pet Pulse hier op Stream Central en elke dinsdagmiddag om 3:30 dan gesels ek met Iliana Lambrechts daarvan Lupa Reptiles and Roots. Iliana, goeiemiddag en welkom by die program. Goeiemiddag Johan, baie dankie. Iliana, ons het nou so vinnig gepraat en hierdie week gaan ons gesels oor spinnekoppe. Daai lekker onderwerp. Nou vertel vir so 'n bietjie vir my, is spinnekoppe iets wat werklik gevaar vir mense inhou? Weet jy Johan, in Suid-Afrika nee. En ek weet baie mense gaan my nie glo nie, want spinnekoppe het mos nou maar 'n vreeslike reputasie en ons al hierdie vreeslike stories en hierdie vreeslike horror movies, maar die meeste spinnekoppe in Suid-Afrika se gif is nie van mediese belang vir ons nie. Met ander woorde, al buite jou, dit is onskadelik. Ek meen, dit gaan nie lekker wees as hy jou byt nie, maar dit gaan nie in 'n verskriklike mediese krisis verander nie. Ons het bitter min spinnekoppe in Suid-Afrika wat se gif wel van mediese belang vir 'n mens is. En ek sê van mediese belang, want mense hou daarvan om te sê, hierdie spinnekop is dodelik. Kyk, iemand sien 'n knoopie spinnekop in die huis en hulle is stryd na fumigation. Jy weet, arme ouma en die arme gemmerkat is nog nie eens behoorlik uit die huis uit nie, maar ons fumigate vir die spinnekop. Maar hulle is nie dodelik nie. Dodelik gaan verwys na iets wat jou uit die land van die lewendes gaan aanhelp, en dit is beslis nie hierdie spinnekoppe nie. As mens ook kyk na 'n voorbeeld, die meeste van hulle is relatief skaam. Ons vat 'n knoopie, as sy doodonskuldig daar op haar web in 'n hoek sit en jy gaan pouk aan haar eerste reaksie gaan beslis nie wees om jou te bevlieg en jou te byt nie. Sy gaan in 'n bolletjie opkraal, maak of sy dood is en hoop jy los haar asseblief tog net uit. Dis nou baie interessant, want ek het altyd gedink 'n knoopie, as jy aan 'n knoopie gaan vat, hy gaan juis hom probeer verdedig en jou aanval. So dit is glad nie die geval nie. Dit is definitief nie die geval nie. Ek het nog al hierdie memories wat ons 'n knoopie spinnekop op die stoep sien en ons is van oorgenade, hy gaan die hond doodbyt, hy gaan ons doodbyt, weet, almal gaan dood wees, maar meantime is hulle so skaam. Kyk, as die dingetjie nou in jou skoen is en jy trek jou skoen aan en jy druk haar dood, weet, dan is ons nou in bytterritorie, maar altyd, byt gaan nooit die eerste opsie wees nie. Hulle wil eerder net wegkom van ons af. Eliana, almal ken iewers iemand wie se ouma se niggie se kleinboet deur 'n spinnekop gebyt is en die wonde in iets eisliks verander het. Waarom sou dit so erg geraak het? Weet jy Johan, dis eintlik baie interessant, want mense sien my genade, ek het 'n knoppie. Ek het 'n seerplekkie, hy juk, hy brand, hy lyk dalk nie heeltemal so vars nie, en hulle besluit, dit was 'n spinnekop. En in die meeste gevalle is dit wat mense reken 'n spinnekopbyt is, dit het niks met 'n spinnekop te doen gehad nie. Weet, mense sal baie keer sien as 'n wond op hulle, en die volgende dag sien hulle 'n spinnekop en hulle sê, aha, dit was jy. Dit is pragtig nie so nie. Die enigste manier om te sê iets was definitief 'n spinnekopbyt is as jy fisies sien hoe hy jou byt. Nou, van ons medies belangrike spinnekoppe, daar is nogal groepies op sosiale media waar hulle werklike bytgevalle volg. So weet jy, gaan nou daar, jy wys die spinnekop wat jy gebyt het, jy het gesien uit jou gebyt, en hier is my healing journey. Nou, die healing journey van daai wond lyk nie altyd so pragtig nie, maar in daai bevestigde gevalle waar die wond reg na gekyk word, is dit nooit 'n geval van gapende wonde en hierdie verskriklike infeksies wat lyk of dit uit 'n horror movie uitkom, nie. So, wat gebeur daar, so daai vreeslike gapende wonde? Dit is eintlik sekondêre infeksies. So, kom ons sê, al was dit wel 'n spinnekopbyt gewees initially, en die plek is aangekrap en gekarring en doeteenvoudig net nie uitgelos nie, en dit sit om in 'n sekondêre infeksie. Op daai stadium is dit infeksie en dit het nie eens meer iets met die spinnekop se byt te doen nie. So, dit is verkeerde wondbehandeling wat lei tot sekondêre infeksies.
Eliana, as 'n spinnekop mens nou sou byt, wat doen jy in so 'n geval? Dis belangrik om te onthou dat daai bytplek is nog steeds 'n wond. Dis 'n klein wond, maar dis 'n wond. So die eerste ding wat mens moet doen is om hom behoorlik te was. Sommige net warm water en seep, was hom mooi. Disinfect hom met wat ook al jy by die huis het, Dettol, Savlon, whatever your preference. En die heel belangrikste is, moenie aan daai ding krap of aan hom karring nie. Ek weet dit klink soos 'n simpel ding om te sê, want dit is 'n irritasie as iets jou gebyt het en dit juk en dit voel nie lekker nie. Maar soos wat ons deur ons dag gaan, is daar verskriklik baie bakterieë aan ons vingers en ons naels. En elke keer wat jy nou krap en karring in daai wond, dan vergroot jy net die kanse dat jy iets in daai wond laat ingaan wat 'n infeksie kan veroorsaak. En dan 'n baie belangrike ding, mense volg nog steeds raad van, kom ek sê, liefdevol ye olde days, waar mense allerhande interessante idees gehad het oor hoe om gif uit die stelsel uit te kry, wat natuurlik onmoontlik is. So moet asseblief nie iets doen soos byvoorbeeld, 'n goeie voorbeeld is om 'n tomatieskyf op daai wond te sit. Mense vat 'n skyf tomatie, sit dit op die wond en verbind hierdie storie en hulle glo dit gaan die gif uittrek. Dit is nie moontlik vir enigiets om die gif uit te trek nie. En as jy nou dink, as jy vanoggend ontbyt gemaak het en jy het 'n paar skyfies tomatie gesny, saam met die bacon en die eier, en jy los een van die skyfies tomatie daar aan 'n bord op die counter. As jy vanmiddag weer kyk na daai tomatie, dan lyk dit nie meer so wonderlik nie. So nou kan jy self net indink, wat doen daai verlepte tomatiesappe as dit nou binne in 'n oop wond kom? As mens wel iets op die wond wil smeer om jouself bietjie te soothe, kan mens gaan vir 'n dun laagie Savlon salf of soortgelyk. Maar nie 'n verskriklike dik blob dat al nat en grillerig raak nie. Daai wond moet skoon bly en droog bly so ver moontlik. En natuurlik, mens kan ietsie neem vir pyn en mens moet tog verantwoordelik ook wees. So onthou, as dit 'n baie klein kind is wat gebyt is, of 'n senior citizen, of selfs iemand met 'n verswakte immuunstelsel, hulle kan 'n bietjie erger reageer op 'n spinnekopbyt as iemand wat dit gesond is en in 'n meer middeljarige age range is. So, as dit 'n kind is, 'n ouer mens, iemand met 'n verswakte immuunstelsel, of selfs as die simptome jou net pla en jy dink, okay, wag, dit is 'n bietjie erg of dit lyk nie vir my goed nie, gaan definitief na 'n dokter toe. Jy is ingeskakel op streamcentral.co.za. En vanmiddag gesels ek weer met Eliana Lambregts van Lupa Reptiles and Roots. En vandag gesels ons oor spinnekoppe. Eliana, is daar maklike maniere om van ons algemene medies belangrike spinnekoppe uit te ken? Weet jy, Johan, sonder visual aids is dit 'n bietjie moeilik. Selfs met visual aids is dit baie keer 'n bietjie moeilik. Maar ek het twee baie goeie voorbeelde wat ek glo mense nogal sal help. Ons almal weet wat 'n knoopie spinnekop is. Baie mense noem hulle black widows, maar widows is eintlik die oorseese weergawe. En interessant genoeg, die widows se gif is baie meer potent as wat ons knoopie spinnekoppe of dan button spiders se gif is. Nou die knoopies wat jy more than likely in en om jou huis gaan sien, is die vals knoopie en die bruin knoopie. Mens kry ook 'n swart knoopie, maar hulle is verskriklik skaars, verskriklik skaam. Jy gaan hulle nie sommer in 'n opgeboude gebied kry nie. Dit ek sal wat wil gee om in persoon 'n swart knoopie te sien. Ek het nog nooit nie. So mense is relatief veilig van swart knoopies, maar die naam kan dit 'n bietjie die mekaar maak, want 'n volwasse swart knoopie is swart, maar 'n volwasse bruin knoopie is ook swart. En die swart knoopie se gif is sterker as die bruin, so baie keer sien mense 'n bruin knoopie en hulle dink, o aarde, hier is nou 'n probleem. Nou met die giftiger swart knoopie gaan mens 'n rooi band, kan ek sê, bo op die rug van die spinnekop sien. So ons is solied swart met 'n rooi band bo op die rug. Waar 'n bruin knoopie gaan altyd 'n rooi merk op die pensarea hê. En dan die vals knoopies lyk heeltemal anders. Hulle het geen rooi merk bo of onder nie. Hulle is net soort van 'n marbly bruin tipe kleur. Maar weer eens met al die knoopies, vreeslike skaam ou goedjies. Dit byt is regtig waar die last resort. En 'n ander een waarvoor mense nogal versigtig is die fuel spinnekop.
Nou baie mense reken 'n viool en 'n gewone daddy long leg lyk nogal dieselfde. En hulle is altyd baie leggy, so ek kan nogal sien waar die verwarring inkom. Maar 'n goeie manier daar is as jy nou 'n spinnekop sien en mens vermoed dit is dalk 'n viool. As die spinnekop op 'n web sit, daar in die hoek van jou sitkamer, is dit 'n daddy long leg. Want vioolspinnekoppe sit nie op webbe nie. Waar as mens 'n spinnekop in 'n kraak sien wegkruip, wat baie leggy is, of onder 'n teel, of miskien in 'n spaarkamer weet waar jy nou daai 10 bokse boeke van die trek nog nie uitgepak het nie, daai ouetjie sal 'n vioolspinnekop wees. En interessant ook, 'n daddy long leg wat op die vloer land, loop asof hy verskriklik lekker gekuier het op 'n Saterdag aand. Hulle lyk soms so 'n bietjie van balans af en so 'n bietjie ongemaklik op die grond. Waar 'n vioolspinnekop op die grond move. Hulle is baie gemaklik om op die grond rond te hardloop. Eliana, ons het nou so lekker gesels oor al hierdie spinnekoppe en giftige spinnekoppe en medies belangrike spinnekoppe. So as jy dalk ingeskakel is en jy luister na die program en jy hoor ons praat van medies belangrik, dis maar net 'n mooi woord vir 'n giftige spinnekop. Nou Eliana, ons het nou oor al hierdie interessante goedjies gepraat, maar nou gaan ons praat oor spinnekoppe as troeteldiere. Nou is al die tarantulas wat mense as troeteldiere aanhou uitheems of kry mens van hulle wild in die veld? Weet jy Johan, ons het inheemse tarantulas, die ouetjies wat ons bobbejaan-spinnekoppe noem, maar hulle is heeltemal off-limits as troeteldiere. Hulle is beskermd, hulle is inheems, ons mag hulle glad nie in ons besit hê nie. So tegnies as iemand nou in die veld gaan en hulle vang vir hulle self 'n inheemse bobbejaan-spinnekop as 'n troeteldier, word dit gesien as poaching. So daar wil mens definitief nie betrokke raak nie. So al die wat ons illegally as troeteldiere aanhou, is eksotiese uitheemse spesies. Nou Eliana, mense praat ook daarvan dat tarantulas vervel. Nou lyk die vel regtig soos 'n kopie van die tarantula wat agterbly. Dis baie interessant want dit lyk regtig soos 'n kopie van die tarantula wat agtergebly het. Die vel is natuurlik nou hol, so hy's nou so 'n bietjie platter as die actual spinnekop, maar elke liewe deeltjie van daai tarantula is dit 'n perfect replika. Elke liewe haartjie, selfs die oogies, die tande, dit is verskriklik interessant om te sien. En 'n ander interessante ding van wanneer die tarantulas of enige spinnekop eintlik dan vervel, is as hy nou toevallig 'n beentjie verloor het in een of ander vratsongeluk. By die een oomblik het hy 7 bene, na hy vervel het is daar skielik weer 8 bene. Die nuwe bene is nou nie heeltemal so lank soos wat die oorspronklike een was nie, maar net magically ewe skielik is daar 'n nuwe been. Dit is verskriklik interessant hoe hulle bene kan regenerate. En nog 'n interessantheid van 'n tarantulas vervel waarmee nuwe eienaars baie keer 'n foutjie begaan, is wanneer hy homself voorberei vir die vervelproses, dan dop hy om en hy lê op sy rug. En wat hierdie situasie nog meer vreesaanjaend maak, is dat hulle nie beweeg terwyl hulle vervel nie. Hulle lê daar soos dooie goed. So baie keer het 'n nuwe eienaar nou al gesien, jene tog die arme dingetjie is nou dood en hulle gooi hom weg of hulle begrawe hom, maar hy wou eintlik net vervel. So 'n nuwe eienaar, as die tarantula op sy rug omdop, gee hom net 'n kansie, moet hom nog nie begrawe nie. Eliana, voor ons afsluit vanmiddag, nog 'n vraag wat ek baie graag sal wil weet, want ek wil net weet, is tarantulas giftig? Want as jy hulle so van die oog af kyk, dan lyk hulle of hulle gevaarlik is. Dit lyk of hulle giftig kan wees. So is hulle giftig? Weet jy Johan, hulle het gif. Hulle gebruik onder andere net soos die ander spinnekoppe wat ons hier so inheems kry, of kom ons sê die meeste spinnekoppe het gif. Dit is 'n 1 in a million wat nie gif het nie. So hulle almal het basies gif en hulle gebruik dit onder andere om hulle prooi te help verteer. Nou, as 'n tarantula mens byt, word dit algemeen vergelyk met 'n bysteek. Daar is meer potent spesies met meer potent gif, maar dit is nou gewoonlik nie goed wat mens gaan aanhou as 'n beginner nie. So die klassieke beginner tarantulas, dis curlies en roses en daai goed, het nie baie sterk gif nie en is vergelykbaar met 'n bysteek, maar weer eens met mense onthou om verantwoordelik te wees, want net soos wat jy allergies kan wees vir 'n bysteek, kan jy miskien allergies wees vir 'n tarantula se gif. Maar die meeste van hulle se go-to is ook nie net om te byt nie.
Die meeste beginnerspesies se first line of defense is om sy rug op jou te draai en jou te skop met sy haartjies. Wat eintlik nou nogal simpel klink as mens dit so sê, maar die haartjies wat hy afskiet het weerhakke. So as jou hand nou naby is en hy skop jou vol haartjies, selfs al gaan was jy jou hand, daai haartjies bly nogal lank vasklou, want dit het weerhakke, so dit plak vas aan jou en dit kan 'n velirritasie veroorsaak. Hoe erg dit is, hang maar af van persoon tot persoon. Ek persoonlik so 'n bietjie jekerigheid en slaan so 'n paar rooi knoppies uit en die volgende dag kan jy nie eens sien iets het gebeur nie, maar ek het al gesien hoe word mense geskop met hare en hulle swaal sommer so blinkrooi op. So dit hang maar net af hoe sensitief mense vel is. Eliana, om af te sluit vanmiddag, is tarantulas iets wat mense kan uithaal en hanteer? Baie van die ernstige tarantula keepers stel voor dat mense hulle nooit uithaal nie. Daar is nie eintlik enige benefit vir die spinnekop om hom uit te haal nie. Dit kan vir hulle baie stresvol wees en dit kan baie gevaarlik wees. Byvoorbeeld veral 'n groot tarantula, hulle is swaar. Weet as 'n groot tarantula op jou hand sit, dan voel jy hom. Dit is soos om 'n klein muisie of 'n klein hamster vas te hou. Jy voel die gewig. En as so 'n ouetjie tot op die grond val, dan kan hy heel moontlik oopbars en dan is hy dood. Hulle is ook baie sensitief as daar byvoorbeeld skielik 'n briesie op hulle waai of weet iemand nies dalk op hulle of weet soms so simpel ding en die ouetjie val en dan is hy net dalk dood. So as mens dit graag wil hanteer, gaan dit 'n geval wees van once in a blue moon, weet bietjie uithaal, bietjie dramatiese foto's neem, bietjie brag op Facebook, maar ook as jy hom uitgehaal het, mens wil nie rondloop in die huis met die ouetjie nie. So dit is veiliger, sit op die bank met jou hand 'n paar sentimeter van jou skoot af of sit op die bed of weet hou dalk jou hand 'n paar sentimeter van 'n tafel af, dat as daar glips is en die ouetjie val, dat hy nou nie val tot op die grond nie. So overall is dit eintlik maar 'n display pet. Dit is nie die einde van die wêreld as jy hom once in a blue moon uithaal nie, maar mens moet eerder maar nie 'n habit maak daarvan nie. So gesels Eliana Lambregts daarvan Lupa Reptiles and Roots. Eliana, ek sê vir jou baie dankie vir die lekker gesels vanmiddag en ek moet sê ek voel sommer nou baie beter oor spinnekoppe, laat ek nie so erg bang vir hulle hoef te wees nie, want kyk ek is eintlik nogals verskriklik bang vir 'n spinnekop. So ek voel eintlik nou beter, so ek kan nou bietjie meer met spinnekoppe hanteer en so bietjie met hulle werk. Baie dankie vir die gesels, Johan, en dit maak absoluut my dag om te hoor jy voel beter oor spinnekoppe. Ek is baie bly om dit te hoor. Eliana, ek sê vir jou baie dankie en dan gesels ons weer volgende Dinsdagmiddag. Definitief, ons maak so. Dankie, Johan. So gesels Eliana Lambregts daar van Lupa Reptiles and Roots. Onthou, elke Dinsdagmiddag om 04:30 gesels ons oor hierdie interessante spinnekoppe, slange en al daai reptiele wat jy dalk inligting oor benodig. As jy dalk ook enige ander inligting benodig, is jy ook meer as welkom om Lupa Reptiles and Roots se Facebookblad te besoek. Low. Heartbeat rising. You're tuned to the Pet Pulse, where reptile truth bites deeper. Lupa brings the wild to the mic. Tuesdays 15:30, only on Stream Central.